Nou, ek moet wees opgewonde, ons het laas week gepraat oor alles oor eintlik maar aan God, my totale bestaan, my totale menswees, is die Here sin, en toe die mense vir die Fariseërs en die Sadduseërs en die Herodiane vir Jesus kom vra, hoe werk dit met belasting, wat moet ons doen? Toe sê hy, gee aan die keiser wat aan die keiser toekom, maar gee aan God wat aan God toekom, en dis wie ek is my volheid, alles behoort aan God, my totale menswees. En ek lees nou die dag, lees ek 'n interessante storie van 'n ou, hy sê, ek dobbel nie reg nie, so hy nou sê, ek dobbel nie, maar hy sê, ek dobbel nie reg nie, maar as ek ooit sou dobbel en die lotto sou wen, daar gaan tekens wees. Daar gaan tekens wees. As jy my gaan sien, gaan al 4 bande op my kar, gaan dieselfde maak wees. So daar gaan tekens wees. As jy my in die checkers sien, ek gaan nie lank in die ry wees in checkers nie, want ek gaan die pap vat wat ek wil hê. Ek gaan nie staan en kyk, wat sien en is 2 rand goedkoper. So dit gaan nie groot tekens wees nie, maar daar gaan tekens wees, as ek die lotto wen, dat ek gaan die postoutsies vat wat ek wil hê. Dus dan, as ek daai en soek, ek gaan daai en kry en ek gaan net betaal vir dit, sonder om te worry. En, maar daar's iets daarin, daar's iets wat jou gebeur het, nee. Nou ek weet vandag wil jy vir niemand sê as jy geld gebeur het, jy verstaan, nou almal jou geld nie. Maar as iets gebeur, as jy iets het wat in jou hart borrel, dit is 'n natuurlike reaksie, kan dit nie help nie. Regtig, jy wil dit met mense deel. Nou die van julle wat nou in 'n vriendekring is wat so in die 20s, vroeë 30s is, dit gebeur nogals baie. Nou ek weet meeste mense is vandag op ander sosiale media as ons Facebookers. Ek weet die goed is dit nou aanbeweeg, daar is nou ander plekke waar jy begin inligting kry. En ek besef ek is 45, so ek kom uit te sê ek kom uit die Mark Zuckerberg era uit, maar daar's nou ander plekke. Maar as jy nou in daai era is, nê, in daai 20 tot 30 en van jou vriendinne raak nou verloof, nê. Kyk, dis 'n oulike tyd. As hulle nou foto's begin post, is dit baie subtiel. Hulle sal nie noodwendig sê ek is verloof nie. Sy sal net so by die man staan en sy hand so op sy bors sit. Het jy dat gesien? Dan sal 'n ring aan. En dan sê mense, is dit wat ek dink dit is? Wat is dit? Dan sê hulle, ja, dit is wat jy dink dit is. Want jy kan dit nie help nie. Jy soek maniere om dit in jou gees leef. Dit moet uit. Ek het passie. En baie keer wat gebeur is, kerkmense is baie interessant. Ons het ook al ons gesiggies en ons looks en ons vibes en ons goed waarmee ons leef. En as jy hier by die plek instap, dan is dit asof die eerste ding wat in die parkering agterbly is ons passie. Ja, want ons is nou en ons is geleer in die Suid-Afrikaanse kultuur, ons dien die Here gereserveerd. En ons moet, en dit is goed so, want daar's eer en agting, en dit is belangrik. Maar daar's iets aan die ander kant van die gelowige wat ook sê, maar hoorie so, ek het vuur, ek het passie, hier's iets in my, ek kan dit net nie help nie, want die Here het my gered, my lewe is ewig, my hoop is ewig, die Here het iets vir my kom doen, ek kan dit nie help nie. En die rede hoekom ek dit sê, ek weet elkeen van julle het baie passie. Want ek het al baie van julle langs die rugbyveld gesien op. En dan gaan dit baie anders aan as wat dit nou gaan. Want ek kan sien, daar is iets binne jou wat nou, en ek het al by van julle rugby gekyk ook, op die TV, dan is dit nog 'n vlakkie op. En as jy kan dit net nie help nie, jy is so lief vir jou span, of die span wat ons almal ondersteun, die Springbokke, ek kan dit net nie help nie, want my hart borrel, ek is bly, en mense moet dit weet, ek ondersteun die Springbokke. Maar daai passie moet gewortel wees in iets. En daai iets is die oortuiging dat God is wie hy is. Hy gaan doen wat hy beloof het hy gaan doen, en ek is 'n kind van God. En as jy dit verstaan, dan kom jy agter, daar's baie plekke in die Bybel, wat hierdie idee van om aan die brand te wees, om passie te hê, om 'n dryf te hê vir die koninkryk, nogals 'n redelike algemene ding is. Dat Christene se roeping is nie om stil en teruggetrokke te wees nie. Dit is net so. Ek het al hoeveel kere as ek met mense praat, net oor die Here. Ek praat nie eens oor die kerk nie, ek weet nie as 'n pastoor nie. As ek met hulle praat oor, dan gaan hulle so, nee, ek hoor nie meneer, ek hoor jou, maar ek het my kerk. Ek het my kerk. Ek weet nie wat beteken dit nie. Okay, hy het 'n kerk, maar hy het 'n kerk. Maar het ek en jy nog in die oortuiging van ons gemoed en dit wat die Here vir my en jou gedoen het, vir jou persoonlik. Ek praat nie van die algemene werk, die afgehandelde werk van Christus nie, want dit is die grootste prys, dit is die grootste belofte, dit is die evangelie, die gekruisig en opgestaande Jesus Christus. Maar vir jou persoonlik, is dit 'n werklikheid in jou lewe? So van julle gesê dit is? Ja.
Dis 'n werklikheid, Jesus se werklikheid in my lewe. Dis 'n werklikheid in my lewe. En ek besef ons almal se persoonlikhede verskil. Dit is so. Jy het instrovert, jy het ekstrovert, jy het gestruktureerde mense, jy het minder gestruktureerde mense. Jy het mense wat se kamers lyk of waar 'n bom ontplof en jy het ander mense wat lyk, dis so netjies, dit lyk nie of jy iemand bly nie. Verstaan? Ek besef dit. Maar onder dit anders is as die Here iets in jou lewe kom doen dit al vir jou. In die gelowige, iets wat dit losmaak is passie. Maar as iets wat ek kan dit net nie help nie. Iets het met my gebeur. En as jy vir 'n uur vra, as dit een van die getuienis van my, ek kan dit nie help nie. Iets het met my lewe gebeur. Die Here het in my lewe kom stil staan. Hy het sy naam aan my geskryf. Hy het my raak gesien. En ek kan nie anders as om in daai plek te leef. En ek wil jou vandag aanmoedig as ons hier uitstap, dat jy ergens op verstaan dat ons dien die Here met passie. En ek wil dit onderskei. Ons dien nie die Here met emosie nie. Want emosie maak so, né? Kijk, dit maak so. Hoekom weet ek nou? Ek gaan nou dit vergelyk met sport. As jy 'n geharde ondersteuner is van die Springbok, dan ondersteun jy hulle ook as hulle verloor. Ek is nou hartseer. Verstaan dit is nou verloor. Ek onthou daar's elke 5 jaar, 7 jaar, het er nog nie Erasmus era gebeur nie en dit gaan dalk gebeur, maar dis maar history repeats itself. As daar iets gebeur, dan kry ons kry so 3, 4, 5 wedstryde waar die Springbokke verloor. En dan wat gebeur? Dan is die sosiale media vol, dan is die Weber braaitjies uit. Jy het daar gesien. Die kode is aan en dan is die Springbok treye. Dan brand ons die Springbok. Dan brand ons dit. Het jy daar gesien? Dan brand ons nou klaar. Ons is klaar met die Springbok. Ek ondersteun die All Blacks op Australië, met die Australië, iets anders. Ek is nou klaar met die Springbokke. Ek gaan nou mans hokkie begin kyk. Ek is nou klaar waterpolo, ek is nou klaar met dit. Maar iemand wat so ons dien die Here uit ons emosie uit. Wat emosie maak so. Weet jy wat met jou gebeur? Daar is tye wat dit vir my voel die Here is baie naby. Wat dit so vir my voel. En dan sal tye wat dit voel of die Here ver is. Dan sal tye wanneer ek bid en ek hoor dit voel vir my die Here hoor elke gebed. En dan sal tyd wat ek bid en sê, hoor, ek weet nie of die Here enigiets hoor, maar dis hoe ek voel, dis wat my emosies sê. So ons dien nie die Here uit ons emosie, maar ons dien die Here met passie. Dit kom nie uit my hart uit, daar's iets hier binne in my. Want iets wat ek geleer het is, wanneer jy na iemand kyk, wat passie het vir iets, hoe magtig, dis nou aansteeklik. Jy het nou gesien, as jy iemand sien wat iets met passie doen, of net met iets met passie beleef, dan sê jy, dis net, kyk hoe geniet hierdie persoon is so in het, hulle is daar. En ek dink daar's iets in die gelowiges wat ons in 2026 dalk weer moet kom herontdek. En ek praat nie van uitspattig nie, dis nie wat ek sê nie, dan gaan nou volgende Sondag hier inkom, en dan sien kandelare en die touwe hier, wat al mense gaan rondswaai, dis nie wat ek sê nie, ons hou nie soos, dat ons uitspattig raak nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, maar jy het my hart en ek dien die Here met passie, met vuur, ek het dryf. En die rede vir dit is, want ek weet, ek is oortuig dat iets met my gebeur. Die Here het sy hand op my kom sit. Die Here het iets met my kom doen, en ek gaan dit vir jou, in die skrif het so bietjie probeer uitpak vandag, dat jy dit kan sien. Want om net stil en statig te wees, en te sê, ja, maar, ek het my kerk. Dis mooi. Maar as jy Matteus 5 gaan lees in die bergpredikasie, en ek weet jy ken hierdie goed, dan kom Jesus en hy sê, hy gebruik 2 dinge wanneer hy oor sy volgelinge praat. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Nou ons dink, baie keer, as hy praat van sout op die aarde, dan sê hy, julle is hier om smaak te gee. Want ons ken vandag sout as dit. Jy gooi dit in jou kos en dit bring smaak. Dis nie wat Jesus daar bedoel het nie. Sout in die Bybel sê, was baie waardevol. Jy kon sout gebruik net soos geld. Jy kon ruil daarmee. As jy sout gehad het, was jy eintlik welaf. Jy was 'n senior persoon in Joodse kultuur, as jy sout gehad het. So Jesus kom sê vir hulle, hy sê, hoorie, so julle is die sout van die aarde. Ek heg waarde aan julle. Daar's waarde aan julle, want julle is hierdie tweede klas mense op hierdie stadium. Hulle is nou hulle met die Romeine oor. Ek heg waarde aan julle. Maar dan sê ek tweede, hy sê, julle is die lig van die wêreld. En dan sê hy 'n paar goed oor die lig. En as hy klaar maak en sê, as julle soos dit leef, en hierdie lig sê, laat julle werke so skyn vir mense. Jy kan gelees.
Dat julle werk is soos, kyk, is iets in my, ek kan dit nie help nie, hy sê, sodat hulle, julle Vader wat in die hemel is, sal hom bid, sal prys. Sodat mense wat nie eens gelowig is, en julle gaan kyk hoe julle die Here dien, en hoe julle vir die Here leef, dat ek skyn my lig so, want iets wat met my gebeur, dat hulle julle Vader in die hemel sal eer. So daar's iets in dit, dat ons, ek is nie gereserveerd nie, daar op my persoonlikheid, maar ek leef en ek dien die Here met passie, ek kan dit nie help nie. So in Romeine 12 kom Paulus, en hy begin die stuk met die volgende, hy sê, hy gebruik die Engelse woord, in die Engels sê hy, I beseech thee, therefore brothers. So hy kom en hy sê, ek staan op my knieë voor jou, en ek kom spreek jou, hy sê, gee jouself as 'n lewende offer aan God. Dis in vers 1 van Romeine 12, hy sê, gee jouself as 'n lewende offer aan God, gee oor. Nou dis 'n interessante oefening, want as jy 'n bietjie gaan uitpak, offers in Romeine 12, as jy weet hoe offers gewoonlik werk, die tyd wat die offer op die offertafel gekom het, was die offer reeds dood. So, hy's daar al uitgebloei. So net dat hy kom om op offertafel te lê, is die offer dood. Nou kom Paulus en hy sê nee, sit jouself as 'n lewende offer op die offertafel. En dis 'n ander ding om dan te doen. Sê nou klim ek op 'n ding, dis warm, ek sterf. Hy sê gee jouself oor aan God, wetend, hier gaan ek maak die besluit terwyl ek doen dit. Hy sê sodat ek kan weet en dan sê hy sê dis jou redelike godsdienst, dis waar ons begin, dis die voet in die deur, Hy sê moenie in die wêreld gelyk word nie, maar word getransformeer deur die verandering van jou gedagtes, vers 2, sodat jy kan weet wat die goeie en aanvaarbare en die perfekte wil van God is. So met hierdie opbou sê hy sê gee jouself oor aan God, want die Here gaan iets in jou kom doen, die Here gaan iets met jou doen. Jy gaan op God se wil begin leef. En een van die dinge wat dit gaan doen is, as jy vir God gaan begin leef is, daar gaan 'n vuur in jou begin brand. Kan julle Pinkster onthou? Die Heilige Gees kom altyd met vuur. Die Heilige Gees en met vuur, uitskrif. Die Heilige Gees en met vuur. Iets gaan in my begin brand, ek kan dit nie help nie, ek het 'n storie om te vertel, ek het 'n getuienis. Want die Here het iets met my, deur my, in my kom doen. En dan tel ons die gedeelte op, in Romeine 12, vers 11. Waar hy klomp dinge sê, maar in vers 11 dan sê hy, wees nie traag in die ywer nie. Wees ywerig. Wees vurig van gees dien die Here. Hy praat met passie. Nou hier is 'n sinoniem vir passie, is dryf en ywer en vurigheid. Daar's iets in die gelowige wat sê ek wil die Here soos dit dien. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig in die gees dien die Here. Not lagging in diligence, fervent in the spirit, serving the Lord, sê die Engels. Kijk, daar's 'n wêreld daar buite, weet of nie. Nou ek weet, hulle sê in Jeffreys Bay, is een van twee dinge, jy is 'n Christen of jy is 'n surfer. Maar ek wil vir jou sê, as jy bietjie langer as 'n week in hierdie strate rondry, van Jeffreys Bay en van die kou gaan, wil ek vir jou sê, jy sal sien, hier's baie mense wat stikkend en verlore is. Wat nodig het om manne en vroue te sien, wat die Here met passie, met vuur, met ywer dien. Niemand kan sê, hoor, my lewe is perfek nie. Ek sal heel eens op jou sê, my lewe is nie perfek nie. Niemand sal sê, hoor, al my behoeftes is aangespreek in die konteks van die aarde nie. Dit is so. Maar wanneer na ons kyk, het ons sê, maar hoor, daar's iets anders aan jou. Want as jy die praktiese implikasie verstaan, wanneer Petrus kom sê, maar jy is hierdie heilige nasie, hierdie heilige mens wat God uitgehaal het vir homself. Die woord heilig beteken nie hoog en veilig. Dis nie wat dit beteken. Heilig in sy grondidee of grondwoord beteken anders. Heilig in sy grondwoord beteken eenkant. Heilig in sy grondwoord beteken verwyder. Ek is los van 'n klomp goed. Dat al is dit my realiteit, ek leef in daai realiteit. Ek verstaan ek's 'n burger van die hemel. Ek leef anders, ten spyte van wat ek hier beleef. En dat wanneer mense na ons kyk, sê maar, jy bly in dieselfde Suid-Afrika as ek. Hoekom is daar so pas in jou? Hoekom het jy so oortuiging? Hoekom? Sê maar, ek dien die Here. Daar's 'n passie en 'n vuur binne my, ek kan dit nie help nie. Hier vertaling, die Lewe Vertaling sê die volgende in vers 11, sê, moenie sleepvoet wees in julle toewyding. Wees entoesiasties.
Ek sê vanoggend al agter vreemdes, daar's 'n baie ou Pinksterliedjie. Ek weet nie of jy kan onthou nie, van julle wat nou lank saam met Pinksterkerk kom. Dis so lekker om die Here te dien. En as dit is so swaar om jou laste te dra. Sê ek, dis nie altyd 'n akkurate weergawe van hoe dit gaan om 'n Christen te wees nie. Dis nie altyd lekker om die Here. Dis nie altyd Teken is dit straf. Moeilik al buite. Maar as iets anders wat ek sê oor die Sema, dis my oortuiging, ek dien die Here met passie, want hier's 'n vuur binne my, hier's 'n onuitputbare bron van krag, want God het kom woning maak in my. Ek kan nie anders as om ywerig te wees nie. Ek kan nie anders as om entoesiasties te wees nie. Nie vals nie. Dat ek sê maar ek weet wie God is en ek weet hy kan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Want ek het al Christene in Dispatch en Brakpan en Paranoor en Westville. Ek het hulle daar raak geloop. As jy hulle vra, hoe gaan dit? Hulle sê, Is jy okay? Geen mens wat 'n buitestander is. As hulle na jou kyk sê maar, nee, ek wil die Here soos dit nie. Ek wil die Here so dien as dit so gaan. Daai wat so lyk asof hulle nou net onder narkose uitgekom het. En hulle weet nie waar hulle is nie. Ja, gesien. Hulle armpies hang so pap en hulle kyk net so op, hulle loop net so. Jy is Christen? Ja meneer. Dan sê ek, o heerlikheid, ek gaan nou weghardloop. As dit hoe dit is om 'n Christen, wil ek nie hier wees nie. Nee, dis nie hoe Christens leef. Ons leef uit 'n oortuiging uit, ons leef uit 'n fondasie uit. Dat Christus se werk is afgehandel. My hoop is ewig. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Soos hy sê, die wat myne is, hou ek vas. Ek verloor hulle nie eers nie. Ek leef met daai oortuiging uit. En dit kan maak dat daar vuur in ons binne. Hy sê, wees ywerig. Dien die Here met passie. Wees vurig in die gees. Hoekom? Want iets met jou gebeur. Jy het 'n getuienis. Jou getuienis is anders as my. Jy het 'n getuienis, jy het 'n storie om te vertel. En mense moet kan sien en hoor by jou. Dat ons is 'n heilige mense. Ons is 'n heilige nasie. Ons is anders. Selfe storm, selfe realiteit, selfe regering, laasweek, selfe SARS vir ons almal. Selfe. Ons leef anders. Hoekom? Dit is 'n oortuiging hierso. Ons te weet wie God is, ons hou daaraan vas. So ek leef anders rondom dit. In Titus 2 vers 14 kom Paulus ook en hy skryf hierdie gedeelte, hy sê, wat homself, dis Jesus, vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as eiendom te reinig. Kyk wat sê hy, ywerig in goeie werke. Ons 'n ywer. Daar's iets wat jou dryf, ek kan dit net nie help nie, want ek verstaan dat ek duur gekoop is, maar ek verstaan ook dat ek losgekoop is. Ek verstaan dat ek nou aan hom behoort, so daar's iets wat my nou dryf, ek kan dit nie help nie. Ek is ywerig, om selfs in goeie werke, dit wat in Matteus 5 gesê word, ek wil so leef, dat die wêreld kan sien, Renier het verander. Ek het jare terug, toe loop ek 'n pel raak, hy is nou 'n groot kop vandag. Ek het laasweek iets genoem oor die ou, maar hy is vandag 'n groot kop by die ou, hy is in Pretoria saam. Ons was op skool en ek loop hom in die mall raak en ons het mekaar baie jare nie gesien. En ons goed mee te sien en ons kuier lekker en ons staan aan môre in die mall in Pretoria, wat 'n groot mall, wat so die mekaar is. Dit is so wegraak. Mainland, ek het daai bietjie daai dat hulle as dronk toe daai plek. Dis verskriklik nie mekaar. Nou roep ek hom haar raak. En so, hallo Johan, wat doen jy? Hy sê nie, ek met jou al jare en hy het nou baie goeie pos. En hy sê, en nee, wat doen jy? Nou, as mense hier so direkte vraag vra, sê ek, maar ek skryf nie jokkie. So, as ek nou gewoonlik om mense vra, wat doen ek, dan sê ek sê leefstyl argitek. So, ek sê leefstyl argitek. So, ek help mense om 'n leefstyl reg te kry, so dit gee altyd so deur in 'n gesprek as mense vra wat doen ek, is 'n leefstyl argitek. Dan kom agter op die einde van die dag gaan uit ek hulle. So, maar nou vra my direk, het se pel van skool, ek sê nee, ek is 'n predikant.
Hy is so jong. Okay. As jy so sê, en ek sal nie sy woorde vergeet nie, tot vandag, weet jy wat hy sê, jy was nou die laaste ou wat ek het in die pistool. En ek is nie op my bek geval, ek het ek hom gesê, well, you and me both. Maar ek kon dit nie help nie. En sê die Here het in my lewe kom staan, ek kan dit nie help nie, hy het my raak gesien, dit is wat gebeur het. En ek het iets in my losgemaak, en sê ek, maar dis wat ek wil doen, dis die lewe wat ek beleef, ek kan dit nie help nie. Want daar's iets wat, ek het jou losgekoop, ek het jou dier gekoop. En as jy dit verstaan, wat gebeur, dan sê maar, daar's iets, ek wil iets doen, ek wil iets wees. Ywerig in goeie werk, in die Engels sê zealous. Zealous is eintlik 'n baie groter Engelse woord as die ywerig. Die zealous is eintlik fanaties, dis eintlik wat zealous beteken. Nou, in die Afrikaans, dit sal nie lekker werk in Afrikaans, almal ons geskiedenis sê fanaties vir goeie werk, dit sal nie lekker, maar dis eintlik wat zealous beteken. In die eerste eeuse Joodse kultuur het ouens gehad wat zealots was, een van hulle was 'n disipel. Hulle was fanatiese mense. Hulle was genuine, hulle was so fanaties, hulle wou die regering omverwerp en obviously Israel restaureer in Judea en almal weer by. Dis wat hulle wou doen, hulle was fanaties. Wat 'n laas. Sê dit versigtig. Maar wanneer laas het jy vasgeloop in 'n fanatiese Christen? Daar's 'n boek geskryf, 2 boeke. Fanaties vir Jesus Christus. In Afrikaans, hulle print hulle nie meer, kan kyk hoeveel ek het een, ek het 'n klomp gehad en dan leen ek en dan kom hulle nooit weer terug nie. So as jy hom wil kom lees, kan jy met my kantoor kom sit en lees, want dis die laaste wat ek het. Ek het so van mense wat stories vertel, van mense wat hierdie verstaan het. Ek is fanaat, ek is zealous vir die Here. Al wat ek wil doen is ek wil vir die Here leef. Al wat ek wil doen is ek wil die Here eer. Dis al wat ek wil doen, dit neem my hele bestaan. Dis al wat ek wil doen. En weet jy wat? Weet jy hoe edel is daai? Dis al wat Jesus gedoen het ook. Hy het gesê ek is net hier om eer te bring aan my Vader. Ek is net hier om vir hom, ek is net hier om hom te verheerlik. Dis al hoekom ek bestaan, dis al hoekom ek leef. En die Bybel gee vir ons hierdie selfde idee dat daai selfde saad moet in die Christen se hart kom val. En dit sê nie dat die Here kom nou met jou persoonlikheid verander. Dis nie wat gebeur nie. Paulus se persoonlikheid het presies dieselfde gebly na die Here hom gered het. Want God het sy persoonlikheid so gemaak vir 'n rede. God wil nie jou persoonlikheid kom verander nie, maar wil jy dan met iets in jou gees kom vasmaak dat jy weet wie jy is in God. Jy verstaan ten volle die afgehandelde werk van Jesus Christus en jy verstaan ten volle dat hy jou vashou en hy gaan jou nie verloor. Eergisterand was Vrydag aan, lê ek in die bed en ek raak in die slaap en net hierdie terwyl ek al my goed is, want soos wat die week opbou dan raak my preek al hoe meer intens, verstaan en as ek op 'n Sondagoggend hier kom staan, het ek hom al 37 keer gepreek, en my hart en my kop, ek is deur hierdie ding. En ek lê daar, ek kry myself net persoonlik weer, is dit vrede? Persoonlik, voor ek hierdie goed vir jou kom sê, dat ek, ja, dankie dat U my vashou. Dankie dat U my het. Dankie dat my hoop ewig is, en dat my hart gevul is met vrede, dit maak nie saak wat gebeur, of het nou vanaand is, en hopelik oor 50 jaar, hopelik leef ek op, wat nou ook al. Dankie Here dat U my vashou. Dat U my het, en dat my hart gevul is met vrede. Dat ek vir U kan leef, en dat U voor het. Titus kom en hy kom sê hy self en hy sê, who gave himself up for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own people, zealous for good works. Hy fanaties, ek kan dit net nie help nie, daar's iets wat in my geskuif het, daar's iets wat in my gebeur het. In Johannes 2, as jy die opbegin in Johannes 2, Jesus reinig die tempel, jy het al die storie gelees, Jesus kom en hy reinig die tempel, en hy jaag almal weg, en want hy kom maar aan, en hy sien, hierdie plek het 'n rowerspilonk geword. Hulle het kom en hulle het uitgehaak, hulle het nie meer gedoen hoekom die tempel daar is nie, en hy maak skoon, hy kom jaag hulle uit, en die disippels kom herinner hulle aan die woorde van Psalm 69, ek kan dit daar gaan lees, en sy disippels het onthou wat daar geskryf is, die ywer van die huis het my verteer. Die ywer van die huis het my verteer, daar is in Psalm 69 ook. Then his disciples remembered that it was written, zeal for your house has eaten me up. Jesus doen dit, want hy weet wie sy Vader is.
En hy kyk na die tempel en hy sien daar's goedheid, lynheid, maar hy doen iets aantrent en hy sê, die ywer van die Here verteer my. Dis 'n sterk woord. Weet jy wat kom sê dit sê, dis wat hy in die Engels gesê, hy sê, it consumes me. Dit neem jou totale menswees oor. Totale menswees oor. Ek het so 'n bietjie, ek wil nie sê semi-professioneel rugby gespeel nie, maar dit is nou klub rugby, so. Dis net semi-probeer, dis as jy semi-pro speel, dis 'n semi-probeer, dis klub. Wat hulle daar was 'n stadium wat ek so my gees en dit by die Here sê, ek onthou en ek sat as flank en die oppositie kyk en sê, wat doen jy? Toe vang myself, ek is besig om met tale te bid. Ja, en ek is so opgeneem in my fokus, want ek wil nie die Here dien. Die ander flank kyk, maar sê, hoor jy, is jy okay? Ek kan dit nie help nie. Maar ons iets wat gebeur, wat sê, ek word oorgeneem dit. En as ek kyk hoe mense iets van dit begin ontdek, en in vryheid begin wandel, en klaar maak met sonde, en die Here begin dien vir die, en hulle groei van die plek, wat 1 Johannes sê, ek skryf van julle kinders, want julle sonde is vergewe, ek skryf van julle jong manne, julle die duiwel oorwin, ek skryf van julle vaders, want julle ken God. Dit is my so lekker om te sien hoe mense groei in die realiteit, nie net van redding af, en na volwasse, geef my passie, maak my opgewonde. Hy sê dat my hart vir u huis, vir u koninkryk, steun my. Ek gaan nou 'n spesifieke storie kyk in die Bybel, dan wil ek 'n laaste gedeelte vir ons lees, oor hoe lyk dit, hoe doen ons dit elke dag in die praktiese. Maar dit gaan nie net ons net mooi goed sê nie, ek wil jou prakties help met dit. Ek is nou klaar, niemand kom terug van 'n baie groter operasie af, ons is bly is hier by ons. Paulus en Silas bedien op 'n plek, hulle ontstel die mense, hulle klere word uitgetrek, hulle kry verskriklike groot bakslae. Hulle eindig in die tronk op. Hulle is geslaan, hulle is koud, hulle is verwerp. Dis 'n aaklige realiteit. Hier sit hulle in die tronk. In Handelinge 16 kan jy die hele stuk gaan lees. Nou as jy net vir jouself moet dink, ek het al 1 keer in die hospitaal opgeëindig. Ek het 2 keer my kaakbeen gebreek, die vriende wat dit nie weet van my nie, as ek het nog gesê, ek het 2 keer my kaakbeen gebreek. Dan sit hulle drade in jou mond, hulle trek alles toe, jy druk al jou kos met 'n strooitjie vir 6 weke. Baie tannies doen dit as hulle gewig wil verloor. Die dokter skep het my nou vertel. Dan sê hy, baie van hulle kom terug as hulle swaarder. Hy sê, want hulle syt dan kondensmelk. Verstaan jy? Ek gaan my syt nou gaan ek indruk. En dan doen hulle goed, so my bynaam was tot en met seker 8 jaar terug, was my bynaam Sop gewees, so al die jare. So die vorige gemeente is dan bel mense, hulle moet pastoor Sop praat, want hulle almal weet dis my. En ek het baie sop gedrink, my kaakbeen gebreek het. En ek het nou die eerste keer dat ek het huis toe geloop van die kerk af. Klomp ouens het uitgespring. Dit was nou nog voor en hulle het my tot in die hospitaal geslaan en toe my kaakbeen afgeslaan. En my gesig was so, dit was akelig. En ek onthou vir daai volgende 3, dis 'n normale reaksie, dis nie abnormaal nie. Ek het myself verskriklik jammer gekry. Wat ja, dis 'n normale reaksie. Ek het myself sê, hoekom ek? Wat het ek gedoen? Ek het van die kerk af, ek was eens by 'n dansplek, ek was by die kerk. So ek het alles reg gedoen. Ek was nie eens in die pad nie, ek was langs die pad. Hoekom stel hulle nou vir my? Ek is 'n mooi seun, ek is my ma se gunsteling seun. Ek kan al die goed vir my ma self gesê. Ek het myself verskriklik jammer gekry. Ek het so gehoop die meisie op wie ek verlief was my ook jammer gekry. Sy het nie. Maar sy was op my verlief. So dis 'n normale menslike reaksie om jouself jammer te kry as dinge sleg gaan. Nee. Maar kyk, dis eintlik heeltemal dit gebeur met Paulus en Silas. Dit is eintlik wat ek probeer sê vir jou. Hulle kry 'n pak slaag, hulle sê hulle klere is van hulle afgeskeer. Hulle het 'n loser gekry. Hulle moet eintlik vir hulle sê, sit hulle op die diepste plek van die tronk. Nou weet jy of dit ver agter of ver onder. Nou dit is nog maar druk hulle aan in. Dis onaangenaam vir die man. Hulle is koud, hulle is nat, hulle is bloederig, dit is donker, hulle is vasgemaak. Hier is hulle. Nou sien jy die prentjie. Nou dink jy die twee manne so met mekaar praat, hulle kyk wie kry mekaar die jammerste. Wie se knoppe is die grootste? Wie die meeste tande verloor? Ek het nie. Dis wat ek sou gedoen het as dit ek en Darryl was, seker meer ek Darryl sê. Eerlik kyk. Ons het die woord verkondig, ons het nie slegte goed gedoen nie, ons kom en ons bring die liefde van die Here en hier sit ons nou vandag. Ek bely dit. Dis nie nou my reaksies gewees. Maar kyk wat gebeur hierso. Vers 25 van Handelinge 16, sê 'n incredible stuk.
En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Nou geloof, hier sit hierdie mense, hulle het alle redes om hulle self jammer te kry, maar daar's 'n vuur wat binne, iets het met hulle gebeur, hulle kan dit nie help nie. Iets het met hulle gebeur, daar's 'n vuur wat in hulle brand, hulle dien die Here met ywer en met passie, hulle kan dit nie help nie. Hier sit hulle in omstandighede en niemand sal hulle kwaadlik neem as hulle begin kla het nie. En die volgende vlak na kla is mos mou. Verstaan, dis nie. Niemand sal hulle gekla het as hulle dit gedoen het nie. Mou doen nie mos hardkom en ai daai. Almal sal net ja nee, ons het gesien hoe hulle pak slag gekry het. Ek sou ook so gaan doen. Maar dit gebeur nie. Tot 12 die aand begin hulle lofliedere sing. En dit is interessant dat die Bybel sê dis lofliedere. Dit was nie aanbiddingsliedere nie. Want aanbiddingsliedere kan jy ook 'n klaaglied insit of 'n psalm of 'n Here kry my jammer. Ek het baie sulke psalms wat so geskryf is ook. Die Here sien my, ek is in smart, maar hulle sing nie dit nie. Hulle sing lofliedere. Dis liede met 'n beat. Daai wat jy speel met 'n tamboerijn en 'n drum en 'n harp. Hy's op dit. Dis gewoonlik baie liedjie, hy's eerste en tweede op die CD, die van julle wat CD's gehad. Dis daai en dis die goeie songs. Hulle begin dit sing. Hulle sing nie stadige goed nie. Weet jy dit maak nie sin nie. Hoekom? Paulus en Silas, so die stories, iets het met hulle gebeur. Hulle kan dit nie help nie. Ek is in dieselfde tronk as al die ander. Ek beleef dieselfde realiteit as al die ander. Maar hier begin ek lofliedere sing vir die Here. En nou sê die ander gevangenes het na hulle geluister. En ek hoef die volgende stuk te gelees. Dit is 'n incredible stuk wat fisies gebeur het, maar is profeties ook. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, iets skuif. Sodat die fondamente van die gevangenis geskit word. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Dit het regtig gebeur, maar dit is ook profeties. Dat hier's twee ouens in 'n tronk met 'n klomp ander mense. Selfe tronk, selfe goeders, selfe stoks waar hulle vasgemaak is, selfe alles. Hulle begin lofliedere sing. Hulle kla nie, hulle kan self nie jammer nie. Hulle het alle redes om dit te doen, maar iets het in hulle gees gebeur, iets wat in hulle sit. Hulle begin die Here, hulle begin die Here eer. Sing lofliedere. En wat gebeur? Ander mense se kettinge val ook af. Ander mense se tronkdeure gaan ook oop. Ek wil vir jou sê, die manier hoe jy die Here dien maak saak. Nie net vir jou nie, maar ook vir ander mense. Die manier hoe jy die Here gaan dien in jou omstandighede gaan maak dat kettinge van ander mense ook kan afval. En dat tronkdeure vir ander mense ook kan oopgaan. Dis wat die profetiese deel van hierdie stuk is. Alles sê maar ek het rede. Ek is in pyn. Ek is in pyn. Hy mense is in pyn. Maar hy sê nog steeds oortuig dat God is wie hy sê hy is. En hy sal doen wat hy beloof het om te doen. Hy het sy naam oor jou geskryf. Die afhandelwerk van die kruis jou ingenooi en deel gemaak as seun en dogter in sy huis. Dis jou ewige belofte, dis jou deel. Dit maak dit ietsie binne my borrel. Ek kan nie anders as om God te eer nie. En hulle het God begin prys, lofliedere begin sing. Soveel sodat dit ander mense geaffekteer. En dan in die laaste gedeelte, in Handelinge 2. In Handelinge 2 sien ons die geboorte van die kerk. 1000 mense kom tot bekering. En die Bybel sê vir ons hoe hierdie mense met mekaar gegaan het. Ek lees 'n lang gedeelte, ek gaan nie veel van dit lees. Maar ek wil net die hart net van dit hoor. Ons het die begin van dit ook gelees, ek wil dit net weer vir ons lees. En hulle het volhard in die leer van die apostels. En sien hoe baie hulle die woord en gebruik. Dit was nie of nie, dit is alles en. En hulle het volhard in die leer van die apostels. En in die gemeenskap, dis met mekaar. Hulle het verhouding gehad met mekaar. En in die breking van brood. En in die gebede. En vrees het op almal gekom. En baie wonders en tekens het hierdie apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het gesê, daar moenie mense wees onder ons wat behoefte het nie, ons wil na mekaar kyk. En hulle eiendomme en hulle besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Hulle het na mekaar gekyk. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, vandag die kerk toe gekom, hulle was by mekaar, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet.
Hulle was ingekom by mekaar. Hulle het hulle wandel met die Here ernstig opgevat. Hulle was hier, hulle was by mekaar, hulle het gemeenskap met mekaar gehad, hulle het God gedien, hulle het volhard in dit. Dit beteken hulle het nie dit vir een dag gedoen nie, dit was elke dag. Hoekom? Hulle het passie gehad vir die Here, hulle het passie gehad vir mekaar, hulle kon dit nie help nie. Dis maar net wat gebeur het. En kyk wat gebeur. Vers 47, hier is die mooi gedeelte. Terwyl hulle God geprys het, weer eens, want hier is onderdrukte mense, nie? Terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. So almal wat selfs buite hulle was, kyk na hulle gunstig. Kyk op 'n gunstige manier na. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En die Here het daagliks by die by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ek wil klaarmaak met hierdie idee. As ek en jy met passie, met ywer, met vuur, fanaties, met ziel, as ek 'n Engelse woord gebruik, die Here dien, mense sien dit, hulle tel dit op. Hierdie gedeelte in Handelinge 2 sê die stad, die volk het na die mense gekyk. Hulle staan aan die buitekant. Hulle sê, maar kyk met guns na jou. En nie net kyk jy met guns, weet jy wat doen dit? Dit raak aantreklik. Dit raak aanloklik. Dis hoekom daai gelowige wat so swaarmoedig is om die Here te dien, dis nie aanloklik vir mense nie. Dis nie aantreklik nie. As ek die Here dien, ek raak nie mees mismoedigste mense op aarde. Niemand kan die Here nou so wil. En dis nie 'n aanplak realiteit nie. Ek kom uit 'n plek en ek weet wat my fondasie is waarop ek staan. Ek weet wie God is. En mense wat buite die kerk staan, kyk na hierdie storie, hoe hierdie kerk leef, en wat hulle doen. En weet jy wat gebeur? Dit raak aanloklik. Dit raak aantreklik vir hulle. Weet jy wat begin hulle vir hulle self sê, as ek in die teks inlees, ek wil daar wees. Ek wil dit hê. Ek wil soos dit leef. Ek wil soos hulle wees. Want die teks maak klaar, die Here het bygevoeg. Het bygevoeg. Mense die het ingekom, en nog ingekom, en nog ingekom. Want die gelowiges, het die Here gedien met passie. Maar kyk, ek wil jou vandag nooi, uit my hart uit. En ons gaan oorgaan na die nagmaal toe. Ons dien nie die Here uit ons emosies nie. Emosie gaan opdrag. Ons dien nie die Here ten spyte of as gevolg van ons omstandighede. Ons dien hom omdat ons weet dat hy is wie hy sê hy is. Dat ek kan in 'n tronk myself bevind en ek kan God nog steeds prys. Ek kan die wind van vooraf kry en ek kan God nog steeds prys. En dit kan selfs 'n invloed op ander mense hê. Maar dis wat met Paulus en Silas gebeur. En ek wil vir jou vandag hoor te sê, Here, as ek hier uitstap, help my dat ek 'n goeie draer sal wees van U naam. Nie net 'n naam nie, maar dat ek met my ywer, my dryf, my passie U sal dien. En ek sê nie aanplak en ek praat nie en ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Kinders is nogals goed met hulle kan skiep, hulle kan mos so gaan. Ek praat nie van jy maar nou so deur die mall gaan en die hele tyd net so gaan. As jy wat doen nie, koordans. Dis anders ek. Sê jy gaan mense uitfreak as jy die hele tyd so begin lief. Ek weet dis dalk nou maklik en dis dalk efficient ook om so te beweeg want jy's baie in die lug. Ek besef dit. Dis wat ek sê nie. Ek sê ons moet hierdie aangeplakte mense raak wat die hele tyd soos net so gaan. Dis wat ek sê. Maar wanneer jy sien met pad, dit is aansteeklik. Jy kan dit nie help nie. Maar dis wat hierdie kerk gedoen het. Hulle het met hulle ywer en hulle passie hulle so geleef wat ander mense sê, maar ek wil daar wees. Ek wil dit hê. Ek wil die Here ook so doen. Want ek sien hierdie mense in 'n storm en ek sien wat doen hulle in 'n storm. Ek sien hierdie mense in 'n tronk en ek sien wat doen hulle in 'n tronk. Ek sien hierdie mense in Suid-Afrika en ek sien wat doen hulle in Suid-Afrika. Hulle doen iets anders as ek. Ek wil dit ook hê. Want ons weet wie ons is in Jesus Christus. Ons weet die werk wat hy vir ons gedoen het en ons weet wat ons fondasie is. Dis hoekom ons die Here so kan. En ek wil jou nooi vandag om dit net weer te onthou. Dis nie net 'n gebruik wat ons het. Kom met 'n dryf uit. Daar's iets hier binne my. Ek kan dit nie. 'n Vuur wat in my aangesteek is. Dis my vreugde. 'n Passie om die Here te dien. Is dit vir jou ook so? Amen. Amen.